So ruk terug het 'n ou videokamera gevat, hy het strand toe geloop. By die strand het hy die Christene laat kniel, het hulle keel afgesny terwyl hy dit afneem en dit met vermaak die wêreld ingestuur. En die eerste indrukke wat ou kry is, dis siek. Maar is siek goed genoeg? Is siek werklik nog goed genoeg? Adam sê in sy boekie Christian Living in the Home, as jy vir 'n Christen sê hy is siek, dan gee jy eintlik vir hom geen hoop nie. Want as jy sê hy is siek, dan is jy 'n prooi van iets. Maar as jy vir iemand sê hy het sonde en hy is besig met sonde, dan is daar hoop. En jy sien, vir 'n Christen is daar altyd hoop in sonde. Want 'n Christen het iemand wat hierdie sonde hanteer, wat sonde oorwin het, en dit is Christus. Daar's 'n redder vir wat hoop bring. En as jy vra hoe lyk jou omstandighede, hoe lyk jou huis? Dalk is dit nie so 'n ekstreme geval soos iemand wat se keel afgesny word en wat mense wat dit afneem en die wêreld in versprei nie. Dalk is dit bloot 'n pa en 'n seun wie se verhouding nie uitgesorteer kan word nie. Of dalk is dit 'n man wat aggressief is teenoor sy vrou. Maar om te sê so 'n persoon is siek, bring geen hoop nie. En die vraag van vandag is daar hoop vir jou gesin? En ek glo die Bybel het iets te sê. Wat van as die Bybel iets te sê het vir jou gesin vandag? In Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het oor julle gekom behalwe menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Jy sien, en soos neonligte in 'n donker straat uitstaan in die nag, so staan hierdie gedeelte uit, hierdie vers uit, want dit is 'n vers van hoop. Net hier in hierdie gedeelte sien ons hoop, want jy sien, hierdie gedeelte sê, God is getrou. God is getrou. En vanuit wie God is, vanuit hierdie getrouheid wat hy vir ons bring, sal hy nie toelaat dat iets in ons lewe gebeur, of dat ons in 'n beproewing val, wat erger is wat ons kan verduur nie. Maar sê die woord hierso, saam met die beproewing, sal hy die uitkoms gee, sodat ons dit kan verdra. Ek is oor ek terug half marathon gehardloop en was verskriklik moeg. En die vrou se 'n week gehardloop het toe vir my 'n pakkie Woema gegee, so 'n bysie. En toe ek dit gedrink het, toe ek ongelooflike energie bygekry en ek kon klaarmaak. So ek hoef nie op te gegee het op my droom om hierdie halfmarathon klaar te maak. Ek hoef nie op te gee op en al die swaar en seer wat ek ervaar het tot dan was nie verniet nie. Want ek het iets gehad wat my kon deurdruk. Nou so sê die Here hierso, jou swaar en jou seer in jou verhouding, jou uitdagings in jou verhouding is nie verniet nie. Daar is hoop. Daar is iets wat jou help om deur dit te druk, deur die swaar te druk. Iets wat jou help om hierdie ding end uit te voer. Want jy sien, as die Bybel sê, ons het nie 'n hoëpriester wat geen medelee het, wat nie weet waartoe ons gaan nie, maar ons aanbid een wat in elke opsig beproef is, net soos ons. Jy sien,
Hy het alles deurgegaan. Hy het alles deurgegaan vir ons, waardeur ons nou deurgaan. En uiteindelik het hy gesterf. Hy het gesterf sodat ons nie bo ons kragte beproef sal word. Hoekom nie? Want jy sien, dis wie God is. God se getroue God. God se God wat vir sy kinders sorg en wat sy kinders help om juis in hierdie omstandighede te kan volhard. En dis wat Paulus hier sê in 1 Korintiërs 10. As ons 1 Korintiërs 10 gaan lees in vers 8 en 9, dan sê Paulus, dan beskryf hy die woestyn tog en wat die Israeliete in die woestyn deurgemaak het. En hy beskryf dit aan 'n gemeente wat in Korinthe sit. Nou Korinthe was 'n stad met baie water. Korinthe was 'n hawe stad en hy het 2 hawes gehad aan al 2 kante van die stad. En daar was baie mense gewees, daar was 'n groot besigheidsentrum gewees, so die ekonomie was lewend, alles was lewend. En Paulus vergelyk dit met die woestyn. Wat die Israeliete in die woestyn beleef het en op die oog af dan lyk dit soos 2 pole. Maar wat Paulus eintlik hier sê is so mooi. Hy sê generasie na generasie gaan ons deur dieselfde goed. Ja, die omstandighede verskil. Die ouens in die woestyn het nie water gehad. Die ouens in Korinthe het baie water gehad. Die ouens in die woestyn het dalk nie 'n lewendige ekonomie gehad, die ouens in Korinthe het, maar dieselfde ding is daar. Die sonde onder die sondes, die afgode wat die ouens het, is presies dieselfde. Die uitdagings, die beproewings is presies dieselfde. En so ook in ons dag. En Paulus sê vir die Korinthe, moenie soos die ouens in die woestyn God kwaad maak. Moenie die afgode aanbid sodat God julle uiteindelik moet oordeel. Maar as ons mooi daaroor dink, die ouens in die woestyn het dood gegaan. Maar in hulle midde het hulle uitkoms gehad en hulle uitkoms was Josua en Caleb. Josua en Caleb het behoue gebly. Josua en Caleb kon uiteindelik deur die woestyn gaan en hulle kon hulle eindbestemming, die beloofde land, bereik. Net so het ons in ons midde, het ons hoop, ons uitkoms. En ons het 'n beter uitkoms. En dis in Christus. Ons hoëpriester wat vir ons gesterf het. So, is daar hoop vir jou huis? Ja, daar is hoop. Daar is hoop want jy sien, ons lewe nie in 'n siek wêreld nie, maar fundamenteel lewe ons in 'n sondige wêreld. Ons lewe in 'n wêreld wat sonde doen teen God. En ons lewe in 'n wêreld waar God sonde straf, maar die Christen, sy kind, lewe in 'n wêreld waar wanneer hulle sonde doen en hulle lê dit voor die voete van Jesus, dan is daar hoop. Dan is daar redding.